My naam is Helen Rood, ek is getroud met Ferdi Rood. My nooiens van is van Altena, 'n afstammeling van die Graaf van Noord-Brabant. Ek wil vandag aan al die Roods in Suid-Afrika bekend maak dat die Rood familiekoöperasie gestig word en gaan ontwikkel tot die mees interessante en kragtige koöperasie wat hierdie land nog gesien het. Ek sal julle later vertel presies wat die koöperasie behels, maar wil vir nou net vir julle vertel wat julle kan verwag. Ek sal so 'n bietjie familiegeskiedenis inweef om julle te laat verstaan waar ons vandaan kom en wat ons so uniek maak. Dan gaan ek julle inlig oor al die voordele wat julle sal kan geniet in die koöperasie en hoekom elke Rood aan die koöperasie moet behoort. Hierdie is 'n besonderse geleentheid om ons familie op te hef tot 'n voorbeeld vir ander families en so vir ons 'n nuwe toekoms te skep. Laastens sal ek ook inligting gee oor hoe julle dadelik hierby betrokke kan raak. Die Rood familienaam het begin in die jaar 0. Toe die inwoners van Noord-Brabant in die noorde van België ook aan die Romeinse sensus moes deelneem net soos Josef en Maria in die Bybel. Vir die eerste keer moes die stamme in Europa toe ook vanne aanneem. Baie vanne is gekies volgens die beroepe van die mense en ander ten opsigte van die plekke waar hulle gebore is. Die inwoners van Noord-Brabant het ook snaakse vanne gekies om te spot met die Romeine en grappies daarvan te maak. Die eerste Rood het vir een of ander rede as van 'n geploegde land met rooi grond gekies. Dit is wat Rood beteken. 'n Geploegde land met rooi grond. Alhoewel hulle nie daarvan gehou het nie, het hulle nie 'n keuse gehad om 'n van te kies nie. Dit was die gewoonte van die Romeine om die oudste seuns en dogters van die stamlede na Rome te neem as gijslaers om te verhinder dat hulle weer in opstand sou kom teen die Romeine. Die positiewe gevolg hiervan was dat baie van hulle toe geleer het om te lees en te skryf. Iets wat later vir hulle baie beteken het. Ons weet nie veel verder van die Roods in hierdie tyd nie. Die volgende wat mens in die geskiedenis weer van die inwoners van Noord-Brabant hoor was toe die Graaf van Noord-Brabant, sy van was van Altena, as ridder aan die kruistogte deelgeneem het. Hy was baie welgesteld en het heelwat van sy onderlinge saam met hom geneem op die kruistog. Ongelukkig het hy gesterf in een van die gevegte met die magte van Saladin. Noord-Brabant was toe vir 'n ruk leierloos en moes toe met 'n ander graafskap saamsmelt wat hulle verwaarloos het. Dit het die inwoners van die gebied laat swaar kry. Om te oorleef moes hulle van die groot vlei lande van die gebied droog lê en het hulle saamgewerk om 'n dijk in 'n rivier, wat genoem is die Grote Waard, te bou. Na sowat 100 jaar het hulle die dijk begin verwaarloos en het die see deurgebreek en groot dele van Noord-Brabant oorspoel. Die Roods wat in hoë swaliewe gewoon het op die walle van die rivier het groot skade gelei. Geskiedskrywers noem dat tot 10.000 inwoners van die gebied verdrink het. Dit is die groot ramp genoem. Dit het hul armoede vererger. In daardie tyd was die 100-jarige oorlog teen Spanje ook nog aan die gang. Dit het die jong Daniel Johannes Rood oortuig om by die Verenigde Oos-Indiese Maatskappy aan te sluit as kanonnier. In daardie tyd is hierdie maatskappy die eerste een van sy soort in die wêreld. My familie het aandele in die maatskappy opgeneem en sommige het ook amptenare geword wat vir die maatskappy gewerk het. So het my voorouers dan ook in die Kaap aangekom. In daardie dae was die skepe baie aangeval deur seerowers en ander lande se skepe en moes die kanonniers altyd gereed wees om tot aksie oor te gaan. Jou kanse om oud te word as matroos en veral kanonnier was maar skraal. In enige geveg kan jy getref word deur 'n vaardige skip se kanonne. Skeepsgevegte het baie keer geëindig in gesinkte skepe en was matrose oor die algemeen nie goeie swemmers nie. Toe Daniel op een van die reise aangedoen het aan die Kaap van Storms, is hy die pos as kanonnier by die kasteel aangebied met die belofte dat hy later 'n vryburger kon word en grond sal kry om op te boer. Hy het die kans aangegryp. Na sy eerste vrou se dood, het Daniel weer getrou met Anna Katharina Robertse en het hulle 9 kinders gehad. In totaal het hy 15 kinders gehad by 4 vrouens. Anna se oupa was die landros aan die Kaap in daardie tyd, maar het van sy seun, haar pa, vervreemd geraak omdat haar oupa vir Adamtas in die kasteel opgesluit het. Haar pa was aan Adamtas se kant. Sy het dus niks van haar ryk oupa geërf nie. Die seuns van Daniel het getrek na die oosgrens en naby Graafrein het gevestig. Daar het hulle noodgedwonge aan die Khoisa oorloë deelgeneem.
Heelwat boere is in daardie jare in hierdie gevegte en opstande dood. Hulle was ook baie ongelukkig toe die Britte die Kaap oorgeneem het en ook die Oos-Kaap sleg bestuur het. Soos baie boere in die Oos-Kaap, het die Rood familie ook besluit om na die binneland te trek en het by die Groot Trek aangesluit. Vanaf die Graaf Reinet gebied het verskeie families hulle waans gepak en die tog na die binneland aangedurf. Die families Rood, Van Zyl, Botha, De Lange en Van den Berg het saamgetrek die vreemde in, op soek na 'n beter toekoms. Hulle het baie ontberings gehad op hul reis. Die trekboere was getuister deur die aanvalle van Silkaats en sy impies, soos by Vegkop en met die strafekspedisies wat daarop gevolg het. Tydens hierdie strafekspedisies het die Roods en hul vriende die Vrystaat en Wes-Transvaal leer ken en later daar gaan vestig. Dit het natuurlik daartoe gelei dat baie huwelike tussen Roods en Bothas en Van Zyls, De Langes en Van den Bergs plaasgevind het. Van die Roods en hul vriende het al die uitdagings van die Groot Trek beleef en was van hulle betrokke by die slag van Bloedrivier en ook die beveiliging van die Modderlaar, waar die vrouens en kinders beveilig is tydens die oorlog teen die Zulus. Hulle almal het die gelofte van Bloedrivier te harte geneem en dit getrou onderhou. Na hierdie oorloë het die Roods wortel geskiet en met mening begin boer. Tydens die Eerste en Tweede Boereoorlog het die Roods hul kant gebring. Tydens die Eerste Boereoorlog is daar selfs melding gemaak van 'n Rood wat die rang van korporaal bereik het. Een van die Roods in hierdie groepie krygers was ene Jan Hendrik Rood. Sy gesin was gevange geneem en in die konsentrasiekamp in Kimberley aangehou. Hulle het baie swaar gekry daar en was verneder deur die Engelse soldate. Na die Tweede Boereoorlog het die Roods in die Transvaal en Vrystaat met mening ingeklim, die republieke help herbou, in die ekonomie betrokke geraak en as herders in hulle gemeenskappe gedien. Hulle het onderwysers, predikante, polisiemanne, staatsamptenare, skrywers en besigheidsmanne geword. Hulle het hul kant gebring met die vestiging van die boerekultuur en was een van die hoogtepunte vir hulle die inwyding van die Voortrekker Monument. Vir al die vroue het reuse werk gedoen. Anna Rood het saam met Emilie Hobhouse gewerk om arm boerevroue te leer hekel en hul naaldwerk in Engeland te verkoop om inkomste te skep vir arm gesinne. Dottie Rood is aangestel deur die regering om die museums in Suid-Afrika te vestig om ons kultuur te beskerm, wat sy met oorgawe gedoen het. Die Roods het vermeerder en die totale familie het aangegroei tot duisende vandag. Die verskillende Rood families het ietwat vervreem van mekaar, maar die hinkering het altyd bestaan dat hulle as familie sterk sal groei, kan saamstaan en 'n voorspoedige nageslag sal kan vestig. Hulle het hul diensplig gedoen, Suid-Afrika verdedig en gehelp om dit in 'n ekonomiese reus in Afrika uit te bou. Soos die 4 Rood broers in hierdie video, is dit nou weer die tyd dat die Roods aantree en vir ander families demonstreer hoe sterk gesinne, sterk families bou wat lei tot sterk gemeenskappe en 'n sterk volk wat enige aanslag kan oorleef. Die nuwe era wat Suid-Afrika nou betree verg 'n nuwe strategie van innovasie, samewerking en aanpassing. Die Roods gaan 'n familiekoöperasie stig wat hom gaan toespits op die skep van welvaart oor generasies heen. Soos in die verlede gaan die Roods maatskappye bou wat wêreldwyd gaan opereer, welvaart skep en as herders optree. Maak seker dat u die volgende video sien oor hoe ons dit gaan doen. Hier kom 'n ding.